Ag, kom ons gee die band 'n lekker hande klap. Dankie julle. So ja, ons het die afgelope paar weke het ons die journey begin deur die 7 kerke in Openbaring en vanaand is ons by deel 5 en as jy dalk enige van die dele gemis het, asseblief gaan luister op YouTube. Maar weet julle, die grootste rede hoekom ons partykeer die woord van God lees en dan voel dit vir ons dalk dead of boring, lewe nie in ons harte nie, is van baie keer lees ons die woord, maar ons vra nie die Here, maar Here, wat sê U vir my? Wat wil U hê moet ek weet? Want jy sien, baie mense sê, God praat nie met my nie. Baie mense dra dit, hulle sien ander mense praat met die Here, maar hulle voel nie God praat met jou nie. En ek wil vanaand vir jou sê, Jesus praat met jou deur sy woord. En elke dag as jy sy woord lees, sal hy vir jou 'n boodskap gee. Maar jy het nodig om daai woord te vat en jy het nodig om te vra, Here, maar wat sê U vir my? Maak dit lewendig vir my. Want jy sê, as ons deur Openbaring werk en ons vra daai vraag, Here, wat is U boodskap aan my? Dan raak dit vir ons lewendig en dit verander dinge, dit gee ons krag. Nou, Timoteus praat daarvan, 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17, sê waarvoor is die woord van God. En daar's duidelik 4 goeders wat die woord van God doen. Die woord van God bring lering. Dit leer ons wat is die waarheid. Dit is altyd vir my so amazing. Die Here het ons 'n amazing padkaart gegee in hierdie baie die mekaar werk. Ons hoef eintlik glad nie die mekaar te wees nie. Ons kan net sy padkaart uithaal, daarna kyk en weet. Wat moet ons weet van waarheid? Dit praat van weerlegging. Wat's weerlegging? Dit praat van wat is dwaaling? Wat is sonde? Die woord wys vir ons, dit baie duidelik. Ons hoef nie die mekaar te wees nie. Teregwysing. As iemand op die verkeerde pad is, dan bring die woord ons weer terug op die pad wat ons moet stap. Dit sê vir jou, hoi, jy is op die verkeerde plekkie. Skuif. Hierdie is die regte pad. En dit rig ons op, dit is opvoeding, dit wys vir ons, wat is geregtigheid? Hoe loop ons in righteousness? Kan jy sien hoe amazing is die woord? En dit sê, dit sal jou volkome self laat word in Christus, sodat jy volkome toegerus sal word vir die werk waartoe jy geroep is. Is dit nie amazing nie? So die Here sê, as die woord lewend raak in ons, dan sal ons alles word waarvoor hy ons geroep het. Dit is net vir my mind-boggling. Alles net so in ons woord. En as ons deur hierdie briewe lees, waardeur ek ons vat in Openbaring, die 7 kerke, dan moet jou fokus vanaand wees, Jesus, wat sê U vir my? So ek wil net terwyl jy daar sit, sê Jesus, wat wil U vanaand vir my sê? Jesus, wat wil U vanaand vir my sê? Wat is die boodskap wat U wil hê ek moet huis toe vat? Waar wil U moet ek gehoorsaam wees? Here, waar's die adjustment wat ek in my lewe wil maak? Waar's ek skeef? Waar is iets nie reg nie? Dis wat ons met die woord van God moet doen. Nou, ons het reeds deur 2 gemeentes gewerk en ek het vir julle so 'n klein opsomming gegee van die 7 kerke van Openbaring en wat elkeen se boodskap is. Nou, as ons kyk na hierdie briewe, dan dink ons nou tipies kerke, gemeentes en ons dink nie van die effek op ons nie. En as jy gaan kyk na hierdie 7 kerke, het hulle elkeen 'n hooftema. Efese was the loveless church.
Hulle het nie Jesus lief gehad nie. Hulle was baie besig, maar hulle eerste liefde was nie Jesus nie. They were busybodies. Daar was Smyrna. Nou Smyrna en Philadelphia is die enigste twee gemeentes waar daar geen teregwysing is nie. Waar Jesus net vir hulle sê, well done, good and faithful servants. En Smyrna was bekend, hulle was 'n persecuted church. Hulle was onderdruk en hulle was in verdrukking, maar hulle het vasgestaan in Jesus. En Pergamos wat ek vanaand oor praat, is the compromising church. Die kerk wat kompromieer met die wêreld doen. So dis waar ons vanaand gaan vas staan. So julle kan sien, elkeen van hierdie kerke het 'n boodskap vir ons. Is ons besig om te compromise? Is ons loveless? Of staan ons vas in die geloof? Is ons faithful? So die punt is, as ons deur hierdie boeke lees, wat is die boodskap wat Jesus vir jou gee? En vanaand kyk ons na Pergamos, the compromising church. En die boodskap in hierdie brief is baie hard en duidelik wat Jesus vir sy liggaam sê. Hy sê vir my en jou, don't compromise. Don't compromise. En hy sê vir ons the danger, die gevaar wat in dit is as ons compromise with the world. Nou die definisie van kompromie, die baie mooi Afrikaanse woord, is wanneer 'n gelowige doelbewus of geleidelik afwyk van God se standaarde, van sy waardes, van sy waarheid, om aanvaar te word, of om gemaklik te voel, of al die dingetjies om in te pas. Dis wanneer ons begin kompromie aangaan. En in die Bybelse manier kan ons baie keer ons oortuiging so bietjie afwater, of so bietjie sagter maak, want ons wil by die kultuur inpas, en baie keer gebeur dit, ons is bang ons verloor iemand, of ons is bang ons verloor iets. Nou, Zia het eintlik so mooi gepraat oor die kerk van Smyrna. En weet julle wat was so kosbaar van hulle het nie 'n kompromie aangegaan nie. Want hulle het geweier om afstand te doen van die naam van Jesus, en as gevolg daarvan was hulle uit die ekonomiese stelsel uitgegooi. En hulle was baie arm as gevolg van dit. So hulle is so 'n beautiful voorbeeld van 'n kerk of mense wat nie gekompromiseer het nie. Weet nie of daar so 'n woord is nie. They didn't compromise. Hulle het gestaan vir dit waarin hulle glo. Nou, dit het tipies te doen met daai klein jakkalsies in jou lewe wat jy so verdra. Maar as daai klein jakkalsies wat baie groot skade maak in ons lewe. Dr. Andrew Murray sê, a powerful, ek het eintlik gewonder of ek hierdie opsit, want dit is 'n harde woord. Hy sê, there's no choice for us. We must either deny ourselves or deny Christ. Hulle dis woes, daar is nie 'n tussenin nie. You either deny yourself or you deny Christ. En ons kan dit sugarcoat soveel soos wat ons wil. Dis die een of die ander. En Jesus roep ons om nie te compromise nie. Nou weet julle wie se uitstekende voorbeeld in die Bybel van compromise is Lot, Abraham se neef. Wat het hy gedoen? Hy het gereken hy kan in die goeie land gaan bly, want hy het gesien dit lyk goed. Maar daai land was boos. Was baie boos. Daar het verskriklike dinge in daai land gebeur. En op die ou end het hy gecompromise om met goddelose mense saam te leef. En hy het baie verloor. En eintlik as jy na Lot se storie gaan kyk, is dit 'n baie sad geskiedenis en ook sy hele nageslag. Dis wat compromise doen. So doen jouself 'n guns en gaan lees Genesis 11 tot 19. Gaan lees wat compromise jou kos. Nou, onthou julle, ek het gesê dat as ons deur hierdie briewe werk wat die Here aan ons skryf, dan is daar 6 dinge wat hy heeltyd uitlig. En hy begin altyd waar hy vir ons sê, wie is hy? Wie is hy?
Nou interessant, in hierdie boek vir Pergamos, Revelations 2 vers 12 sê, and to the angel of the church in Pergamos write, these things says he who has a sharp two-edged sword. So ons het al hieroor gepraat, maar in hierdie gemeente sê hy stel homself voor as die een met die tweesnydende swaard. En ons weet wat beteken dit? Die woord. Dit praat van jy spreek die woord van God en die krag van die woord van God. En jy met die woord van God kan spreek en kan verklaar, want dit is wat? Wat is dit? Dis jou swaard, jou geestelike swaard. Onthou julle ons het daar gepraat. So as jy nie die woord kan vat en kan verklaar nie, dan het jy nie daai geestelike swaard nie. En die geestelike swaard is wat jy nodig het om hierdie dinge in jou lewe teen te staan. Nou ek het al hierdie getuienis vertel, maar gaan hom weer vertel, so vergewe my as jy hom al gehoor het, maar net toe ek en Rian in George ingetrek het, toe kom ons van Johannesburg af en ek het 'n verskriklike vrees gehad. So ek het elke aand, as ons gaan slaap, hy het dit nie geweet, want my man het zero vrees, dan sluit ek die deur in die badkamer, want dan voel ek veilig. Niemand kan in nie. Kom het ek, dis nou 23 jaar terug, maar weet julle wat het my bietjie uitgevlieg van George? Was geen diewering nie, geen mure, geen niks nie. Was my baie erg, ek kom van Johannesburg af, maar ek het gereken as ek daai deur sluit, dan voel ek veilig. Jene, en dan in die oggend voor dit Rian wakker is, dan sluit ek net oop, maak alles hankie-dorie. En toe daai oggend opstaan, toe breek daai sleutel in die deur af. En daar sit ons, en glo dit of nie ek of hy het 'n selfoon in daai slaapkamer gehad nie, en Rian was nie beïndruk met my nie. So, die eindeinde van dit is, ek was 26, so ek was nog klein en fyn, maar Rian het my geforseer deur daai diewering nie. Ek moes deur, hy het nie 'n saak met my gehad nie, ek het myself in hierdie situasie gekry, so ek moes hom daar uitkry, hy het my daar deur daai diewering gestoot, en die bottom line is, ek was verbied om ooit weer 'n deur te sluit. Maar toe besef ek is onder die gees van vrees. En ek sal dit moet hanteer. En ek het actually myself gegaan vir bevryding van hierdie vrees. En so het ek regtig, ek het vrygekom van dit af. En toe, 'n paar jaar daarna, toe bly ons in 'n estate en daar's toe 'n inbraak in hierdie estate. En weet julle wat? Dadelik toe ek van dit hoor, toe kom hierdie gees van vrees. Dit is 'n atmosfeer wat op jou kom sit. En dadelik was ek weer bang. Hoekom? Want ek was baie familier met dit. So dit was maklik om weer op my te kom settle. Maar ek het geweet, hierdie was nie hier nie en nou is dit weer op my. En wat het ek gedoen? Ek het Psalm 91 gevat, want dit is my swaard, ek het dit geweet, ek was nou 'n bietjie slimmer hierdie keer, en ek het Psalm 91 uit my kop uitgeleer, en vir 3 dae aan een, het ek dit opgesien, verklaar en gebid. En op dag 3, raai wat? Daai ding het net so gelif van my. Verstaan julle die krag van die woord van God? Ek dink nie ons doen nie, want ons lees nie ons woord nie. Daar's 'n serieus tekort aan die woord lees en om dit te verklaar. Nou, hierdie gemeente, Jesus kom na hulle toe in die beeld van 'n tweesnydende swaard, want hulle het dit nodig. Hoekom? En dit sien ons waar die Here vir hulle sê, wat doen hulle reg as 'n gemeente? Revelations 2 vers 3 praat daarvan, I know your works. En hy sê vir hulle, so hy ken hulle werke, and you are where Satan's throne are. En hy sê vir hulle, you hold fast to my name, so hulle ken Jesus Christus as seun van God, and you do not deny me. En dan sê Jesus vir hulle, van Antipas, my faithful martyr, who was killed amongst you. So hy sê vir hy commend hulle, dat in spite selfs dat iemand dood gegaan het, omdat hulle in Jesus Christus glo,
het hulle bly erken, hy is seun van God, hy is Jesus Christus. Nou dis belangrik om te sien, dat hierdie gemeente, sê Jesus, is half waar die vyand sy troon. Onthou, Satan is nie alomteenwoordig nie. Ons het partykeer hierdie idee, hy is alomteenwoordig. Net God is alomteenwoordig. So jy voel dalk, jy het nou 'n geveg met die vyand, maar dit is heel waarskynlik, dit is nie heel waarskynlik, dit is heel waarskynlik 'n fallen angel, 'n demoon, wat hier met jou 'n struggle het. Want die vyand kan nie oral wees nie. Maar daai spesifieke tyd, word dit gesê dat Satan se hoofkwartier, want onthou die aarde behoort aan hom, was in Pergamos. En hierdie gemeente was in die middel van daai hoofkwartier. So jy kan imagine die geestelike atmosfeer. So het jy al geervaar as jy in verskillende atmosfere instap? Het jy al gevoel? As jy by partyplekke instap, voel dit swaar en donker. By partyplekke stap jy in en dit voel lig en daar's vrede. Dalk in 'n huis waar jy instap, nie? Dis geestelike atmosfere. So jy moet weet, hierdie kerk was in die middel waar alles besig was om te gebeur. En Jesus het geweet, dit is waar hulle is. So hulle was in 'n geestesstryd. So dis hoekom hy kom as 'n tweesnydende swaard. Want wat moet wat is die enigste wapen wat hulle het in hierdie situasie? Die woord van God. En hy het geweet, en dis hoekom hy homself in hulle openbaar as 'n tweesnydende swaard. Want hulle het nodig gehad om vas te staan in die krag van sy woord. Nou, wat jy moet weet, is dat hierdie spesifieke gemeente, daar was 2 groot sondes oor hierdie stad, wat gemanifesteer het, en wat spesifiek in daai area van toepassing was. Afgoderry en sonde, seksuele sonde. Dit was die atmosfeer waarteen hierdie kerk moes baklei het en waarteen hulle moes standhou. So dis die atmosfeer waarin hierdie gemeente was. Maar nou beamoed die Here hulle en sê, maar weet julle, ten spyte van dit, het julle nie my naam deny nie. Julle herken my as Jesus, seun van God. Julle hou vas aan my, julle staan vas in geloof. En dan sê die Here iets baie moois. Hy praat van Antipas. En weet julle wat noem Jesus Antipas? Hy noem hom my getroue getuie. Jo, dis mooi woorde. Imagine as die Here jou persoonlik uitlig, want dis wat hier gebeur. Jesus, en dis Jesus wat in die woord is, lig Antipas uit. En hy sê, hy was sy getroue getuie. Jesus roep jou om sy getroue getuie te wees. En weet julle wat het met Antipas gebeur? Nou, in die woord staan daar nie baie van Antipas nie, maar jy kan die kerktradisie gaan ondersoek. Hy was 'n geestelike leier vir hierdie spesifieke area vir hierdie kerk, en hy het geweier om Jesus te verloon, en hy het geweldige skade gemaak vir die demoniese ryk in daai area. Want hy was besig om mense vry te maak, en God was besig om hom kragtig te gebruik. En toe die vyand besluit, hy gaan deur wêreldse magte, gaan hy van hierdie ou moet ontslaa raak. En wat het toe gebeur? Nou wat die storie is, hy was letterlik, dit was 'n bronse beeld, wat soos 'n bul gebou was, en hulle het Antipas in hierdie bronse beeld gesit, en hulle het hierdie bul aan die brand gesteek. So hy is dood verbrand in hierdie bul, terwille van sy geloof in Jesus Christus. En die storie, as jy dit gaan oplees, sê hy het nie ophou bid.
aan Jesus Christus tot die einde toe nie. En hierso acknowledge Jesus hom en hy sê my getroue getuie. Tot die dood toe was hy getrou aan hom. So, hier praat dit 'n bietjie van, nou nie almal van ons gaan daai pad stap nie, maar dit gaan oor jou hart en wat jy vir Jesus voel en is jy bereid om sy getroue getuie te wees. En gaan jy bly getrou wees aan hom of verwerp die wêreld Jesus? En dis 'n vraag wat ons onsself baie mooi moet vra. Gaan jy getrou bly aan hom of verwerp die wêreld Jesus Christus? Maar dan sê Jesus, hy het iets teen hulle, want hulle skiet tekort in 'n area, en dit kan jy in Openbaring 2 vers 14 tot 15 gaan lees. En daar praat hy van 2 leerlinge wat hulle getolereer het. So jy sien, hierdie kerk was faithful, hy het 'n pad gestap met Jesus Christus, maar hy het hierdie leerlinge getolereer onder hulle. En hulle praat van die leer van Balaam. Nou die leer van Balaam, wie kan nie praat in 'n donkie onthou? En jy daai storie onthou. Nou dis voor Bileam inkom, Bileam. So daar was 'n koning Balak en hy het vir die profeet Bileam gevra, asseblief vervloek die Israeliete vir my. En Bileam het gesê, hy het probeer, maar hy kon nie, want die donkie het hom gestop. Jy kan daai storie gaan lees. En hy kon nie Israel vervloek nie, maar hy raak toe nou baie slim, en hy sê toe vir Balak, ek weet, hoe kan jy die Israeliete oorkom? En is baie interessant, hy sê, stuur die mooiste meisies, sodat hulle die jong manne in Israel sal verlei. En soos wat hierdie jong meisies van ander nasies hulle mislei, met sonde, seksuele sonde, so sal hulle eventueel dan in afgoderry verval. En dan sê Bileam, en so sal Israel van binne af uit mekaar uitval, totdat hulle krag verloor. So Bileam, die leer van Bileam sê, en dis wat teen Jesus praat, ag, dis okay, 'n bietjie afgoderry, 'n bietjie seksuele sonde. En weet julle wat, dit is 'n groot probleem in ons kerke, want ons dink dis okay om rond te slaap. Dis okay om saam te bly. Dis okay om ander afgode in my lewe te hê, soos my werk en my geld en my kinders. Jesus maak dit baie duidelik in hierdie brief, dat ons nie by sulke dinge moet betrokke wees nie. En hy sê, en hy neem baie ernstige teregwysing vir die kerk. Hy kom om hulle te waarsku en vir hulle te sê, jy kan nie compromise hiermee nie. Daar's van julle wat my herken, maar julle tolerate. There are those who hold the doctrine of Balaam. En daar praat hy van mense wat binne in die kerk sit, wat besig is met dinge wat nie reg is nie, en die effek wat dit sal hê op die kerk, as dit net getolereer word, as dit net toegelaat word, of as normaal gesien word. Julle, hierdie goed is nie deny yourself or deny Christ. Dis so eenvoudig soos dit. As ons met hierdie goeie speel, is ons besig om te besluit, I'm denying Christ. I'd rather just follow my own way. En hier waarsku hy die kerk dat ons moet 'n baie duidelike lyn trek tussen wat reg en wat verkeerd is. Dieselfde, dan is daar ook die leer van die Nikolaïte, en dit gaan daaroor dat daar is leiers wat in hierdie kerk was, wat autokraties was, en eintlik half 'n tipe van iets my way or the highway manier geregeer het. En hulle het vir die kerk verwag dat hulle totale loyaliteit moet hê. En hulle het nie as werklike herders opgetree nie. So julle kan bietjie daaroor gaan lees. Maar onthou, Jesus het nie so gelei nie. Hy het gesê, wie onder julle groot wil wees, moet die minste wees. So, you
kom Jesus en hy sê, ek het hierdie 2 dinge teen julle. Niemand is beter as enigiemand anders en moet op een of ander gesagsposisie geplaas word nie. Dis die eerste ding wat hy sê en hy praat dan ook van hierdie interne vrotheid wat almal net, ag dis okay, as jy so lewe, dis okay, jy kan dit maar inbring in die kerk in. En Jesus sê nee, daar moet 'n lyn getrek word. So hierdie 2 verkeerde leeringe wat die kerk binne gekom het, sê Jesus, ek het dit teen julle. Dit moet gestop word. Hy waarsku hulle en hy sê dit baie duidelik, want ons weet die 4de punt sê hy heeltyd vir die kerk, wat moet hulle doen? En in hierdie ene is dit net eenvoudig, repent. Hy sê niks anders nie, hy sê kom tot inkeer. So as jy betrokke is by iets waar jy nie by betrokke is nie, sê hy, ek kom na jou toe, ek maak jou bewus hiervan, repent. Wat is repent? Ons het daaroor gepraat, ek draai my rug daarop en ek gaan ander kant toe. En weet julle wat, repent is iets wat jy in 'n oomblik kan doen. In 'n oomblik, you can deny yourself and you can choose Christ. Jy kan sê, Here, niks anders nie, ek gaan nie meer compromise nie, ek kies U. En net U, en ek maak daai keuse. So hy sê baie reguit vir hulle, repent. Jesus speel nie, en onthou, hierdie brief was nie aan ongelowiges nie. Ek wil dit gou mooi vir julle verduidelik. Hierdie brief was vir die gelowiges, vir die kerk. Dit is so goed soos Jesus staan vanaand hier voor julle en hy praat met julle. Was nie vir die wêreld nie, dit was vir die kerk. So hierdie goeders was aan die gang in die kerk en Jesus het hulle kom teregwys. So verstaan julle, hoe kan ons weer eens net hierdie boodskap bevat en sê, Here, dankie, U praat direk met ons. En Jesus sê net eenvoudig, bekeer jou. Draai om, draai weg van dit. En in hierdie gemeente leer ons, dat ons moenie net die vyand buite weerstaan nie. Ons moet ook almal kyk na wat in die kerk, in ons midde aangaan, met ons vriendin of vriend of familielid. As iets nie reg is nie, moet daaroor gepraat word, daar moet reg gewys word, daar moet lering gegee word, ons moet mekaar op die regte pad hou. Nou, wat is die gevolge van ongehoorsaamheid? Revelation 2 vers 6, hy sê, ek sal na jou toe kom en ek gaan veg met jou, through the sword of my mouth, want ek gaan my judgment van my woord bring, wat sê dit is verkeerd. Want sy woord sê vir jou wat reg en verkeerd is. Dus hoekom sê hy, ek staan teen jou, want ek het hierdie goeders vir jou in die woord gesê. Daar is dus vir jou geen verskoning. Die woord spreek en die woord judge, wat moet gebeur en wat moet nie gebeur nie. En sommige gelowiges, sonder dat hulle dit besef of dalk self bewus is daarvan, bring die vyand se invloed in die kerk in. En ons sê dis okay, ons tolereer. So ons moet wakker wees daarvoor. So, as ons nou die brief kyk en vra ons op die Here, is daar enige vestings of kompromie in my lewe wat ek besig is om te maak, wat nie reg is nie? Want dan moet ek van dit al wegdraai. En dis dalk 'n vraag wat jy jouself vanaand kan vra, want dit is so eenvoudig om dit reg te stel. Nou, wat is dan die beloning vir die wat vas staan en oorwin? En dit is wat so mooi is. Hy praat hierso van, I will give them some of the hidden manna to eat. Maar hy sê ons moet overcome. Wat beteken dit om te oorwin? Dit beteken nie net, dis maklik. Dit praat, jy het 'n stryd gestry. Hoor julle wat oorwin beteken? Oorwin beteken juis, jy het 'n stryd gestry en jy het gestaan. Jy was suksesvol in die stryd wat jy staan. So wie hier is besig met battles in hulle lewe?
Ek kan maar hoog opsit, ek dink ons almal. Wie's nie in 'n battle nie? Enigiemand? Dis goed, want die woord sê ons moet oorkom. Ons moet leer om in hierdie battle, en ons elkeen het 'n ander naam vir ons battle, ons moet leer om hierdie battle waarin ons nou is, moet ons oorkom. Maar hoor, hoe mooi praat hierdie overcoming in Efesiërs 6 vers 10 tot 13. Hoor hoe mooi sê Paulus dit. Hy sê, vind krag in julle verbondenheid aan die Here. Is dit nie mooi nie? Ja, in die krag van sy sterk. Om staande te bly teen die listigheid van die duiwel. En hoe? Ons moet die wapenrusting aantrek. Want ons stryd is nie teen mense nie. Ek sê mos altyd, love the person, hate the spirit, hate the sin. Not the person. Ons stryd is nie teen mense nie, maar teen bose regeerders en maghebbers, teen die geeste wat heerskappy het in hierdie donker wêreld en in die hemelruimtes. Daarom moet ons God se gevegstoerusting aantrek. Dan, wanneer die bose julle aanval, sal julle weerstand kan bied en na die hele geveg verby is, sal julle nog vasstaan. Is dit nie beautiful? Dit praat van jy staan, terwyl dit voel asof al hierdie dinge in jou lewe teen jou staan. En die oproep is hier om getrou te wees in dit wat Jesus jou voorgeroep het. Want wat is die belofte? Ek sal vir hom verborge manna gee. Nou wonder ons seker, nou wat is hierdie verborge manna? Wel daar kan ons kyk, wat het God vir die Israeliete gedoen? Hy het hulle supernaturally kos gegee in die woestyn. Manna was engelkos, noem die woord angel food. Dis waarna verwys word in die woord. En hierdie manna het vir 40 jaar aan hulle voorsien wat hulle nodig gehad het. En hulle het nie eers siek geraak terwyl hulle dit geëet het nie. So hierdie verborge manna praat Jesus van, want hy sê vir ons in Johannes 6 vers 51 sê hy, ek is nou die lewende brood. Ek is nou die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig lewe. So wat is verborge manna? Dis om in verhouding met Jesus te wees en letterlik om hom op te eet. Om hom op te eet sodat jy die ewige lewe kan hê. Wat praat dit van? Dit praat van ek word een met die Here. Hy is my alles. He sustains me. Ek kan nie sonder hom lewe nie. Daar's 'n intimiteit. Daar's 'n lewendigheid in hierdie verhouding. En Jesus sê, ek wil jou dit gee tot in alle ewigheid. Want dis wat in Johannes 6 sê. Nou wanneer God jou verborge manna gee, gee dit jou verborge krag. Jy kry sy supernatural krag. Dit het my nogal laat dink, ek weet nie of iemand al hierdie storie gehoor het, was 'n vrou, maar sy was nou regtig nie verskriklik sterk of verskriklik braaf nie. Maar toe sy so in haar courtyard inkom, toe is daar 'n slang. En toe sy die slang sien, toe skuif sy daar 6 potte vinnig dat hy so afgekeer is. En so bel sy die slangpersoon en almal om haar te kom help met die verskriklike slang wat daar in die courtyard is. En toe hulle daar aankom, toe kan niemand daar kom skuif op hulle eie nie. Want toe die adrenalien, julle lag, adrenalien is 'n verskriklike, kragtige inspuiting. As jy in adrenalien is, doen jy goeders wat jy nooit gedink het jy sal kan doen nie. Maar wat is die punt daarvan is? As jy vas staan in Jesus, gaan hy vir jou daai supernatural energy gee. Daai supernatural krag. Dit wat jy nou sê, ek kan dit nie doen nie. Dis onmoontlik vir my
om hierdie te kan doen. Ek wil vir jou sê, niks is onmoontlik as Jesus Christus jou verborgde manna is nie. So wat ook al daai ding is wat jy dink dis onmoontlik, Here, ek kan nie staan in hierdie ding waarvoor U my geroep het nie. Ek wil vanaand vir jou sê, dis 'n leuen. Jy kan, want Hy kan jou die krag gee om dit te doen. Daai ding wat jy so struggle, wat jy dink jy nie kan ophou mee nie, jy kan, want Hy kan vir jou die krag gee om dit te doen. Niks is onmoontlik vir Jesus Christus nie. En as jy in verhouding is met hom nie. En dan sê Jesus iets wat vir my baie precious is. En dit is Openbaring 12 vers 7. I will give him a white stone. Jy het almal so wit klippie. Hou hom gou daar vas in jou hand. I will give him a white stone. And on the stone a new name written, which no one knows except him who receives it. Nou waarvan praat hierdie wit klippie? Julle moet onthou, as Johannes hierdie boek skryf, mense in daai tyd het presies geweet wat 'n wit steen beteken en die betekenis daarvan. Dis nie net random goeders wat genoem word nie, dis goeders wat mense presies geweet het wat dit beteken. Nou in die Bybelse tyd het daai wit steen 'n paar dinge verteenwoordig. Eerstens het dit beteken jy is skuldig. Daai wit steen. Want wanneer iemand onskuldig verklaar was in 'n hofgeding, het hulle of 'n wit steen gekry of 'n swart steen. En die swart steen was jy was skuldig. Maar die wit steen was jy is onskuldig. Ons weet Jesus, deur sy kruisdood, verklaar hy oor ons, jy is onskuldig. So dis wat daai klippie beteken vanaand. Jy is onskuldig. Jy is nie meer veroordeel nie. Romeine 8 vers 1, daar's geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Hoekom? Want die kruis het jou skuld betaal. Dan tweedens beteken daai klippie vanaand, jy is uitgenooi na die feesmaal. Julle geweet in daai tyd was sulke klippies 'n teken dat jy genooi is na 'n feesmaal en dat jy by die feesmaal kan inkom. En ons weet die woord praat van die belofte van hierdie amazing feesmaal waar hopelik ons almal vanaand hier gaan by aansit. En dan gaan hulle my dalk so 'n wink gee en sê, ons het hieroor gepraat. Ons gaan saam 'n feesmaal hou. En ons gaan toegang hê daartoe, want ons het 'n wit klip gekry by ons, simboliek van wat Jesus vir ons gedoen het. Ons is uitgenooi om by sy tafel te kom sit. Openbaring 19 vers 9. Salig is die wat uitgenooi is na die bruilofsmaal. Ja, ek wil nie die een wees wat nie uitgenooi is nie. Ek wil uitgenooi wees. En daai wit klippie praat daarvan, as jy te uitnodiging. Jy kan daar instap. Die tweede ding wat 'n wit klippie in daai tyd beteken het, is jy is in verbond. Jesaja 49 vers 15 tot 16. Ek het jou nie vergeet nie. Jou naam is in my handpalms gegrif. Ja, dit is een van die mooiste beloftes, dat as jy in verhouding met hom is, dan staan daar in Jesus se handpalm, Susan, ingegraveer. Dit praat van daai persoonlike, lewendige verhouding wat jy met hom het. Jy is nie net gered nie, jy is in verbond, jy is diergekoop. Dis soos 'n man en vrou wat in 'n huwelik ingaan. Paulus sê dis 'n misterie, so diep is hierdie verbond wat jy met Jesus ingaan, as jy hom gekies het as jou verlosser. Die vierde ding wat daai klippie van praat is, ek ken jou. Dit praat van intimiteit, dit praat van
Ons het al baie tyd saam spandeer. Jy ken my en ek ken jou. Jesaja 43 sê, maar nou sê die Here jou skepper, ek kan my jou eie naam daarin sit, o Susan, en jou formeerder, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. En Openbaring 2 vers 17 sê so mooi, ek gee jou 'n nuwe naam geskrywe, wat niemand ken nie, behalwe jy wat dit ontvang. Nou, hoekom 'n geheime naam? Weet julle, omdat daar dele is van jou reis, wat net God verstaan. Jy sal dinge deur in jou lewe wat niemand anders van weet nie. Maar die Here weet, hy sien alles raak. Hy was betrokke by alles. Elke keer wat jy wou opgee, elke keer wat jy hom gekies het en gekies het om te vertrou, elke wond, elke gebed, elke daad van gehoorsaamheid, weet hy van, ken hy van, en daar's 'n intimiteit tussen jou en Jesus, wat net hy ken, want hy sien reg deur jou hart, en hy ken alles, en hy gee vir jou 'n geheime naam, wat net jy ken, want dit is vir jou bekend, jy weet, want dit spreek van wie jy is, en waardeur jy is, en waarvoor jy gestaan het. Is die waarde van 'n naam, en die woord is die waarde van 'n naam so belangrik. Die Here gee vir mense in die woord 'n persoonlike naam as gevolg van die pad wat hulle met hom stap. Kyk byvoorbeeld na Abraham, wat word Abraham, nadat die Here pad met hom gestap het. Hy was vir ewig vader, maar nou is hy vader van baie nasies. Dit spreek van hierdie journey wat die Here saam met hom gestap het. Kyk na Jakob. Jakob beteken bedrieger. Dan verander die Here sy naam na Israel, die een wat met God geworstel het en oorwin het. Kyk na Simon. Simon beteken onstabiel. Wat verander dit nou? Petrus, rots. Want die Here het geweet, dit wat ons saam journey. So hierdie waarde van jou naam is so belangrik. En jou naam, daai naam waarby hy jou gaan uitroep, dit gaan spreek van jou roeping en van dit wat die Here deur jou gedoen het. En die belofte is, hoor mooi wat die belofte is. Eendag in die ewigheid sal God jou roep met daardie nuwe naam. Jou nuwe naam sal testify wie jy is in hom, en mense sal jou ken volgens jou nuwe naam. En wanneer hy dit spreek, sal jy ten volle verstaan. Dit is wie ek was nog altyd, van die begin van tyd. Dit gaan net vir jou so pas soos 'n handskoen. So ek wil vra dat die nagmaalspan gaan na vorentoe kom. En hulle kan so lank vir ons net die wyn en die brood uitdeel. En ek wil julle met daai klippie daarna by julle hou. En julle kan dalk die ligte van so 'n bietjie dimmer en hê. En vanaand wil ek met julle afsluit met een versie. Soos wat ons die nagmaal gaan uitdeel. En hierdie versie is Jesaja 62 vers 2-5. Jy sal 'n nuwe naam kry, wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos 'n kroon in sy hand hou, 'n koning se kroon in die hand van jou God. Hulle sal jou nie meer verstoteling noem nie,
en jou land nie meer verlatene nie. Jy sal genoem word die een wat ek lief het, en jou land my bruid. Die Here het jou lief en jou land behoort aan hom. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou kinders vir jou sorg. En soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal God bly wees oor jou. Tog julle, die woord het net sulke mooi beloftes. So die groot vraag vanaand is, terwyl jy daar sit, en terwyl jy dink aan hierdie wit klippie wat die Here eendag vir jou gaan gee, wat spreek van al hierdie wonderlike beloftes, net soos wat hy vir die kerk gesê het, want hy het hulle encourage om alles reg te maak wat verkeerd was. En hy het encourage om vas te staan, al was hulle in die midde van Satan se troep. Waar is jy besig om 'n kompromie te maak? Will you be busy compromising on the word of God? Waar is jy besig om compromises te doen? Waar is jy nie meer besig om die reguit pad te stap nie? Want dit is eenvoudig. Jesus sê, bekeer jou en stap die reguit pad. Voordat ek moet kom en met my woord jou moet oordeel. Maak daai keuse vanaand, in 'n oomblik. En dis die voorreg wat ons het as ons nagmaal doen. Sy bloed maak jou vry. Sy bloed spreek jou dat jy holy, blameless and irreproachable is in sy sight. Nie as gevolg van wie jy is nie, maar as gevolg van die prys wat Jesus betaal het. En sy liggaam is daai hidden manna wat hy vir jou wil gee. Wat bo-natuurlike krag is. So terwyl jy daai broodjie en daai sappie daar by jou het, jy kan dit op jou eie tyd neem. Ons het 'n liedjie en die liedjie, ek wil jy moet spesifiek kyk na die woorde terwyl dit speel. En op jou eie tyd kan jy nagmaal vanaand doen. En jy kan jou saak met die Here mooi uitloop. En jy kan opgewonde raak oor hierdie wit klippie wat die belofte is vir ons wat staan en wat oorwin in hom. Maar ons moet staan en ons moet oorwin. Staan vas in hom. Kom ons luister. Carried my failures like stones in my hands. Tried to build a life on my own sinking sand. But mercy found me where judgment should have been. And Jesus whispered, "Child, you're mine again." One day I'll stand before His throne. He'll smile and hand me my white stone. No stains of sin, no scars to show. Just a new name only heaven will know. Forgiven, redeemed, my past all gone. I'll hold my white stone and finally go home. All the battles I've fought, all the nights I've cried, He turned every tear to a glimpse of light. The stone I once threw, He carved into grace and wrote my redemption in its place. It's not just a token, it's who I've become. The sinner set free, the prodigal son. Grace wrote my story where guilt once shone and sealed my name on that white stone. Now every scar that I thought disqualified has become the reason He's sanctified. Each broken piece He's made His own,
and build my crown from the sins I've known. When I see the Lamb upon his throne, and he calls me by my name alone, I'll fall to my knees before his glow. Tears of joy, I'm finally home. He'll smile and whisper, you're never alone, as he hands me my white stone. No guilt remains, no more to atone, just a new name carved in a white stone. Not guilty anymore, just known by grace. Like stones in my hand, try to build a life on my own sinking sand. But mercy found me
All the battles I've fought, all the nights I've cried, you turned every tear to a glimpse of light. Stone I once threw, carving the bricks and wrote my redemption in its place. Not just a token, it's who I've become. The sinner set free, the prodigal son. Grace wrote my story, where guilt was shown, and sealed my name on that white stone. Every scar that I thought disqualified has become the reason he is sanctified. Each broken piece he's made his own, and built my crown from the sins I've known. When I see the Lamb upon his throne, and he calls me by my name alone, I fall on my knees before his throne. With tears of joy I find at home. He'll smile and whisper, "You're never alone," as he hands me my white stone. No guilt remains, no more to atone. Just a new name carved in a white stone. Not guilty anymore, just known by grace.